Hector, Dou, Dani, Melardi, Meldien en die ander naby familie, vriende, geloofsvriende, kollegas, almal met wie Hannetjie se pad gekruis het. Op hierdie oggend sou ons eerder iets anders wou doen, as om te sê, ons kom onthou, ons kom groet, ons kom 'n lewe vier en vir 'n lewe dankie sê. Vir julle hier in die voorste bank, die Grobler en die Kriege familie is deel van die Randburg se geskiedenis. En daarom kosbaar dat ons vanmôre saam in Randburg kan wees. Dankie vir die voorreg dat ek deel van hierdie storie vanmôre kan wees, waar ons vir Hannetjie groet saam met julle as 'n familie, vir wie almal wat hier om julle sit, verskriklik baie lief is, en vir julle groot waardering het. Ek sou baie kon sê vanmôre oor Hannetjie. Vandat ons hier gekom het, was Hannetjie maar hier. Toe vir baie jare koster in die kantoor. Ja, ons was saam in Springs opgesluit in COVID. Ons het net nie geweet, ons lê 4 beddens van mekaar af in die ICU. En toe kon ons die verpleegsters een môre stuur om vir haar te gaan verjaarsdag sing, 4 beddens verder in 'n glaskas. En ons mekaar in die gang raak geloop, en toe gaan sy so waar 2 dae voor my huis toe. Want sy is toe voor my gesond. En toe die gesondheid 'n skewe pad geloop. Die laaste jaar 2 baie pyn, baie ongemak. Vir julle wat haar versorg het en heeltyd ondersteun het, eer ons daarvoor. 'n merk gemaak met 'n besondere geaardheid, waaroor ons dan later iets sal sê. Maar om vir ons te help met dankie, Henny van Rensburg, namens die familie asseblief, ons liewe vriend Henny, oom Henny, mag maar sê is oom Henny hierdie. Goeiemôre almal. As jy nou dink oor die Kriege en Grobler familie, as ek en Joey en Marijke, toe sy dogtertjie was van 14 maande, inkomers hier in Johannesburg, in Randburg. Hier in die 70's het ons die Kriegers leer ken. Oom Daan, dan die Hannetjie Kriege en die kinders. Hannetjie, Henny. Hulle het so skuins agter ons gebly. Oom Daan was my ouderling. Ons het mekaar hier in die kerk ontmoet, die ou kerkie bo op die hoek van die Hill in Kenslaan. En
Ons het daar saam in die koor gesing. Die Grobler susters, Doukie, Marie, wat hier is. Oom Daan. Ek het saam met oom Daan, Hannetjie se vader, saam bas gesing in die kerkkoor. En dit was 'n vreugde om saam met oom Daan te sing. Hy was 'n wonderlike mens. En ek herinner my nog baie goed dat 25 Junie 1978 het ons nog saam gesing in die koor. My moeder het op Frankfurt in die hospitaal gelê en ons het hierdie lied wat ons vandag gaan sing ook. O Heer my God, het ons gesing. En sy is om daardie oomblikke, toe ons daar gesing het, is sy weg. Ons laat dit daar. Oom Daan het altyd by ons huisbesoek kom doen. En hy het 'n paar gesegdetjies gehad wat ons altyd baie geamuseer het. Hy het gesê, ek wil nou nie skinder of politiek praat nie, maar so en so. En so het hy ook op 'n stadium vir ons gesê in sy lewe, ek wil nou nie skinder of politiek praat nie, maar my kleinseun Dani gaan nog vir julle in die kerk, op die kerkorgel speel. Hy gaan vir julle orgel speel in die kerk. En so het dit gebeur. Ander dingetje wat hy voor lief was om te sê was, as hy nou vir jou iets gesê het, wat jy nou eintlik nie moet herhaal nie, the word is man. So, dis wat dit is. Maar kom ons kom by die bedankings. Ja, laat ek nou dit ook nog by sê. En so na tyd na Hector en Hannetjie getroud is, was hulle ons bure, by ons agterkant. Ons agterste grens daar was aan mekaar, en ons het Dou en Dani gesien groot word. So, en eintlik het Hannetjie ook, en Henny, as jong mense voor ons groot geword. By die bedankings, Dominee Servaas, daar is groot waardering vir jou ondersteuning, vir jou bystand, die afgelope tyd en al die jare. Ook volgend vir die boodskap wat jy ons mee gaan bedien. Baie dankie van Douwele en almal van die gesin as 'n geheel. Baie dankie daarvoor. Gemeente van Randburg, vir die gebruik van die kerk, die verversings hierna, en dan Siegfried, baie dankie vir jou hier wees en jou musiek. Daar is 'n storie oor Siegfried. Hy het een aand by die sustersvergadering moes hy pleit vir orgelfondse, want hy wil die orgel regmaak. Hy het gedink daar's 'n bietjie onderhoudwerk wat gedoen moet word, en daar's 'n paar pype wat hy graag wil bysit. En op die einde het hy Joey en Hannetjie gekry om elke week koeksuster te bak vir 'n aansienlike tyd. Ek kan nie onthou hoe lank nie. En so het hy aangegaan hier gewerk, en ek hoor hy en die leraar het soms van die rou deeg ook nog gegryp as hulle verbykom waar hulle besig was in die kombuis hier agter. Siegfried, baie dankie. JR24 vir hulle ambulansdienste. As wie van hulle verteenwoordigers, dan kan nie al die medici en verpleegpersoneel van die hospitale van Life, Wilgeweil en Flora Kliniek. Baie dankie vir wat julle
vir Hannetjie gedoen het. En dat julle ook dit gedoen het op so 'n manier, dat dit ook rustigheid gegee het aan Hector en sy familie, en almal betrokke. Mosaïek, begrafnisdienste, hurriedienste, waarin mense ook van berusting vind, en hoe dit gedoen word, en wat gedoen gaan word. Baie dankie vir julle. Ons waardeer dit. Vriende en familie, almal wat tyd gemaak het om vanoggend hier te wees. En hierdie tyd van hartseer, maar tyd wat ons ook kan terugkyk op wonderlike herinneringe. Soos Dominee Servaas vroeër gesê het. Hannetjie het diep spore getrap hier in Randburg. En ons dank die goeie Vader daarvoor. Baie dankie vir julle, elkeen se hier wees. Groot waardering van elkeen vir julle, van julle. Dankie. Baie dankie, Winnie. Een dag soos hierdie is 'n dag van belydenis. Wanneer ons kerk toe kom om in die ou taal begrafnis te hou, deesdae praat ons van 'n gedenkdiens, ons praat van 'n lewensviering, 'n onthoudiens. Dan is dit nie maar die ordentlike ding om te doen. En vanmôre is dit 'n stuk geloofsbelydenis wat julle ons opgeroep het om saam met julle te kom doen om te sê, wanneer ons leef in die lig vir die lewe en ons sterf, dan leef ons in die ewige lig. En daarom deur die eeue heen het gelowiges in hulle hartseer tye kerse opgesteek om te sê, die lig van God se liefde kan nie deur die duisternis van die dood uitgedoof word nie. Die lig van God se sorg en God se vrede kan nie deur die skemer van ons hartseer verdonker word nie. En so het Hannetjie ook geleef in die lig, gesterf in die lig, om in die ewige lig voor te leef. En daarom gaan ons 'n belydenis doen saam met die familie en naby vriende, 'n onthoukers, kom steek hom aan. Siegfried gaan 464 speel. As jy sit en dit rustig saam neerie, ons gaan dit nie noodwendig staan en sing nie, neerie dit saam, sing dit sag as jy wil, terwyl ons vir die familie en vriende die kans gee om 'n onthoukersie vooraan te steek.
familie en vriende. Hemelse Vader, soos kinders kom ons op die skoot sit, want ons voel die sterk arms van die liefde om ons skouers. En ons hoor die fluisterstem van die Gees wat sê, bedaar, jy is veilig, ek is by jou. Ek ken jou pyn, ek ken jou vrees, ek ken die storms. Ek spreek met my almag. Dankie dat ons saam met Annetjie se mense onsself so mag sien vanmôre. Versorgde Godskinders, omring deur die Vader se liefde, met die vrede van Jesus Christus, ons enigste hoop in lewe en in sterwe, en die wonderlike gemeenskap van die Gees, wat God in en met en om, bo en onder en rondom ons is. In ons klein wees, is U groot wees vir ons alles. In ons deur mekaar wees, U raad. In ons broos wees, U sorg. In ons magteloos wees, U almag. En in ons sterwe, die lewe wat U gee. Amen. Liefdes, miskien 'n vreemde woord by 'n gedenkdiens. Spreuke 30, Spreuke 31. Dan moet ons net iets oor Spreuke sê. Spreuke is in die Bybel deel van die literatuur wat ons die wysheidsliteratuur noem. En die doel van die wysheidsliteratuur is om dobbekolle, ligleegtes in samelewings en in gemeenskappe met wysheid wat dan van God kom te vul. Of die aardse gesukkel, kom ons sê dit anders, met goddelike raad te verander. Om selfs die onverstaanbare gebeure van die lewe met die sleutel van geloof te ontsluit. Want wysheid begin mos met die dien van die Here, sê die spreukedigter. En die samelewing vir wie hierdie wyshede oorspronklik aangebied is, het verskriklik gesukkel met wat waarde het en wat niks werd is nie. Die samelewing het geleef vir die bewondering van mense.
Bietjie vroeër sê die Spreuke, die gedagte van die wat reg doen leef voort, maar die gedagte van die wat verkeerd doen word gou vergeet. Die waarde van jou lewe het gelê in hoe lank mense na jou dood oor jou sou praat. So jy het geleef vir die paviljoen, vir die goedkeuring van mense. Want dit het jou iets werd gemaak. En nou kom wysheid, 'n woord van God, om dit kom sê, dis dieper. Dit kom van God, en julle moet dit weet, julle moet dit sien, en julle moet dit hoor. Nou die Spreuke begin met wysheid as 'n vrou. Eerste 10 hoofstuk. Vir baie bepaalde rede, vrouens het in hierdie samelewing nie gepraat nie. Die mans het op die stadsplein gesit, en die vrouens het so in die skadu rond beweeg. En nou kom hierdie woord van God, en die wysheid is 'n vrou wat in die stadspoorte praat. Om juist te sê, so belangrik is dit vir God, dat 'n dwalende samelewing en voortvarende manne en onderdrukte vroue moet hoor, julle is van koers af. Die vrou is misken. En daarom was wysheid 'n verskriklike groot stilstaan, 'n emmer yskoue water in die gesigte van almal wat gedink het hulle verstaan die lewe, hulle het beheer oor die lewe, en hulle gaan na hulle dood vir altyd onthou word deur die mense. Nou maak hy hierdie boek klaar, en hy sê, 'n vrou wat iets werd is, soek nie die gejuig van die skare nie. 'n Vrou wat iets werd is vir God, wil nie op die glansblaaie van die tydskrifte wees nie. Die vrou wat waarde het vir God, so ook dan die man wat waarde het vir God, is die een wat die Here dien en liefde uitdra. En jy ken hierdie woorde. 'n Knap vrou is baie werd, meer as edelstene. Haar man steun op haar en pluk die vrugte van haar werk. Sy bring vir hom net voordeel, nie nadeel nie, haar hele lewe lank. Sy maak wol en vlas bymekaar en geniet dit om dit te verwerk. Sy is soos die handelskepe, sy bring die kos van ver af in. Sy staan op as dit nog nag is en maak kos vir haar huisgesin. Ook haar slavinne kry hulle deel. Sy oorweeg die waarde van 'n stuk grond en koop dit. Sy sit dit onder wingerd met geld wat sy self verdien het. Sy pak die werk aan met krag. Haar hande staan vir niks verkeerd nie. Sy het 'n oop hand vir die armes. Sy is vrygewig teenoor die behoeftiges. Sy is gerus oor haar huisgesin as dit sneeu. Hulle dra almal warm klere. Sy maak self vir haar dekens en sy dra klere van linne en wol. Haar man is wel bekend in die stadspoorte, waar hy saam met die leiers beraadslag. Alles aan haar spreek van 'n sterk en edel persoonlikheid. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. As sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. Haar kinders prys haar, haar man bewonder haar. Gee haar wat haar toekom. Ons sou sê, is dit nie bietjie onmoontlik nie? Dit voel of die spreukedigter al die deugde van die hele wêreld in een vrou kom indruk. En dan wil ons sê, is dit moontlik dat een mens so kan wees? Stukkies is seker waar, maar is dalk maar 'n bietjie wensdenkery, maar gelukkig kan ons ontspan. Want die spreukedigter kom sê, wysheid is nie om die lewe op jou eie te bemeester nie, maar om die Here toe te laat om jou lewe oor te neem. Sy werk deur my te doen. Want as ons na hierdie prentjie kyk, dan sien ons God se gees, ons sien God se woord, wat 'n mens vorm, waarna geluister, waarna gekyk, wat gevolg kan word.
En as jy nou Galasiërs 5:22 gaan vat oor die vrugte van die Gees, en jy sit dit oor Spreuke 31, dan is hulle pasmaats. Hierdie is niks anders as die Jesuslewe in antieke beelde van die vrug van die Gees beskryf nie. En daarom maak hy die boek van die wysheid klaar. Nadat die vrou in die stadspoort begin praat het, maak hy die boek van die wysheid klaar om te sê, wat gee vrede aan die lewe? Om die Here te dien. Maar dit gaan nie hier oor hierdie vrou en haar vermoë nie. Hierdie is 'n simbool van God se voortreffelikheid. Hier word niks oor haarself gesê nie. Al die dade is op liefde en omgee en sorg van ander gerig. Gaan vat maar die pen vanmiddag en dan onderstreep jy die ander gerigte woorde in hierdie gedeelte. So dit gaan nie oor 'n vrou wat bewonder word nie. Dit gaan oor die dryfkrag van God wat 'n lewe vorm wat as 'n lewe van wysheid bekend kan wees. Gerig op liefde en sorg en omgee. Om te offer en om hom te dien op 'n manier wat ander seën. Want wat nou belangrik is by die konteks is, sy het geen kommer oor die toekoms. Ja, julle klomp wat so bekommerd was oor die dood en wat so geleef het vir die samelewing en wat na julle dood vreeslik belangrik wil bly. Hoor mooi, hierdie vrou het nie bekommernis oor die dood nie. Sy is nie bang of julle haar gaan onthou nie. Want haar vrede in die onbekende dood wat die mense van daardie tyd verskriklik gevrees het. Haar vrede lê in God. Want dis juist die vrees vir die dood wat die mense van hierdie samelewing die verkeerde keuses laat maak het, wat hulle laat rondhardloop het en wat skares bymekaar gemaak het, wat hulle gaan onthou en wat vir hulle sou waarde gee. En nou kom hy en hy sê, die wyse vrou weet wat tel. Ek het God gevind. Ek het God met my lewe vertrou. Daarom ook my dood. En ons wat op hierdie Vrydagoggend hier sit, kan met 'n dankbaarheid Spreuke 31 in hoofletters oor Hannetjie Grobler skryf. En kom ons sê dit andersom. Ons kan hier sit met die diep vrede dat God se naam oor haar lewe uitgeroep is. Dat sy die volle vrug van die verlossing in Jesus Christus haar eie gemaak het en dit geleef het. Dat sy dit waarop Spreuke se mense gehoop het, dit wat Spreuke se mense ook vergeet het, dat sy deur die genade dit gekry het. En kon sê, dankie dat U my gevorm het. Ja, dankie Here dat U met Hannetjie tussen ons geleef het. Kinders, liewe Hector, familie, dis ons troos dat om God te ken haar doel was en dat sy daardie doel bereik het. Om liefde uit te deel was haar vreugde. Dit was geen skade vir haar om soveel as moontlik te offer nie. En dit was haar vrede om die Here met haar dood te vertrou. Hannetjie se lewe is Spreuke se wysheid
in Jesus taal. As ek leef, dan leef ek tot eer van die Here. En as ek dan sterf ek tot eer van die Here. Want Christus is my lewe en die sterwe is wins. En daarom sou sy wou hê dat julle en ons met hierdie wysheid, dat die doel van die lewe daarin lê om deur God gevorm te word, om deur God gebruik te word, om deur God bewerk te word, om deur God met heerlikheid versorg te word. Sy sou wil hê dat ons dit leef. En in hierdie hartseer tyd, in hierdie slegte tyd, bly ons saam met hierdie vrou en julle dierbare vrou, God se werkplek. Laat hy alles wees wat hy kan wees. Ja, het ons Saterdagmôre gesê, al is ek afgetakel. Hy sal jou lei. Hy sal die krag gee. En daar's niks beter as om naby hom te bly nie, want hy maak van my 'n toonbeeld van sy sorg. Hy gaan ook vir ons wys wat hy met julle as stikkende mense kan doen. Hy gaan ook vir ons wys hoe hy op 'n manier soos wat julle nog nooit nodig gehad het nie, vir julle nuwe ervarings van sy sorg en sy trou en sy genade en sy troos en sy liefde en sy krag gee. Sodat julle in daardie vrede kan leef sonder ma Hannetjie, sonder ouma, sonder jou dierbare vrou, sonder julle kosbare familiemens. In haar lewe is ons troos. God doen wat hy beloof. Hy seën oorvloedig. Hy gee aan julle sy wysheid. Here, dankie dat die liefde vir Hannetjie en tyd genoeg was. En dankie dat ons daarom vandag saam met haar mense wonderlike herinneringe kan hê. Is die Here van die lewe. Dankie vir die geloof wat U gee vir al die donker tye van ons lewe. Dankie dat U krag genoeg sal wees om elkeen van hierdie familie te versorg. Dat U hulle aan die hand vat. Dat U hulle lei met U raad. Ja, dat U in die leë plek, die stilstem, die donker nag, die dwaaldae, die kruispaaie, die een sal wees wat hulle verras met U sorg. Kom ons staan, dan sing ons die Onse Vader.
Vandag loop ons geliefde vir die eerste keer langs die strate van God se stad, met blye verbasing oor alles wat nuut is. Want nou kan sy sien wat sy altyd geglo het. Nou kan sy vry en vol vreugde beweeg in die heerlikheid mooier as 'n menslike droom. Vry van siekte, swakheid en pyn en die liggaam se lyding op aarde. Van die beker van smart sal sy daar nooit weer van drink nie. Vrede en rus het sy nou in die hemel. Moenie sê sy is dood nie, want nou lewe sy werklik. Sy het nou eers begin in die nuwe bestaan, waarin daar nooit weer 'n einde sal kom nie. Vol verwondering buig sy nou in aanbidding voor die een wat sy altyd opreg lief gehad het, selfs toe sy hom nog nie kon sien nie. Sy voel nuut in die hemelse stad, maar nie vreemd nie, want dit is die tuiste waarna sy verlang het. Sy is by die huis, haar ewige woning. Die vrede van God sal julle harte en julle gedagtes bewaar in Jesus Christus en julle vul met 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Amen. Ons stap uit saam met die familie, dan gaan ons stoep toe.